Kom ons groet mekaar, soos die mense in die vroeë kerk, in die opstandingshuis mekaar gegroet het. Die Here het opgestaan. Julle, daar's saalierediens. Mense se kinders tot so met omtrent graad 4 rond, met hulle ouers, is welkom. Ander mense is ook welkom as julle sou wou, dalk het iemand van julle vergeet daarvan, julle is welkom om gou af te beweeg. Ander moet daar wees, maar hy gaan gou terugvoer gee oor die gemeenteproces, so ons doen dit sommer nou. Ander, ek gaan vir jou hierdie microfoon gee, want dan praat 'n mens maklik binne hom in. Julle, wat die proses aanbetref is beweging 2 nou afgehandel. Julle onthou ons nou dat die eerste beweging het ons gepraat oor God se bedoeling met die kerk. As ek dit nou 'n bietjie anders kan sê, eerste beweging het ons gepraat oor hoe dink God oor die kerk. In die tweede beweging wat nou afgehandel is, het ons gepraat oor Windhoek Oos, oor hoe ons oor Windhoek Oos dink. En mense sou kon sê, as die eerste beweging was, hoe dink God oor die kerk, het die tweede beweging gegaan oor hoe dink ons oor die kerk. En daar's nou heel wat is gesê, en so laat ek sommer begin deur te sê, baie dankie julle. Die feit dat ons gesprek oor hierdie goed gevoer het, was eintlik verskriklik lekker. Daar's baie gesprekke gevoer waarvan geen terugvoer ook eers gegee is nie, maar dit was baie lekker. Dat ons saam kon praat. So baie dankie vir almal wat saam gepraat het. Twee goed dink ek het, Hendrik gaan nou soos normaalweg na 'n kerkraadsvergadering gaan hy 'n brief skryf, 'n gemeentebrief, waarin beweging 2 se goeders saamgevat word. Maar twee goed staan vir my uit daar, en ek het gedink ek moet dit vir julle sê. Die eerste ding, soos wat ons nou oor Windhoek Oos gepraat het, en dis eintlik 'n wonderlike ding, goeders wat 20, 25 jaar gelede 'n drome was, doelwitte was, het werklikheid geword. Nou julle dit, is 'n baie lekker ervaring. Ek was hier 25 jaar gelede hier nie, maar die mense het die gemeente het drome gehad, oor dat ons op 'n bepaalde manier oor God sal dink, dat die Bybel vir ons belangrik sal wees, en so, en nou uit hierdie gesprek, blyk dit, dis waar. Dit het deel van die gemeente se DNA geword, wat 'n wonderlike ding is. Die tweede ding is natuurlik ook so, dat daar heel wat is om aan aandag te gee. As ons oor Windhoek Oos dink, dan het die meeste, baie van ons gesê, daar's ook goed waaraan ons moet aandag gee. Het lyk vir my wat gister se antwoorde, wat 15 jaar gelede na goeie antwoorde gelyk het, is nie vandag nog noodwendig antwoorde wat werk nie. Dan lê beweging 3 nou voor, en in beweging 3 gaan ons hoe ons oor die kerk dink in lyn bring met hoe God oor die kerk dink. Wat 'n uiters belangrike ding is om te doen. En soos wat ons nou aangekom het met die kuier, lyk vir my is daar twee goed belangrik. Die ene is 'n korttermyn ding, en die ander is 'n langer termyn ding. Die korter termyn ding is dat die proses, soos hy nou tot hier gekom het, vir ons nou genoeg inligting gee om 'n profiel saam te stel van 'n kandidaat om die vakature te vul. 'n Profiel saam te stel sodat ons 'n advertensie kan uitsit, en wanneer mense aansoek doen, dat ons 'n profiel het waarteen ons die aansoeke kan opweeg. Dis op die kort termyn. Die lang termyn is dan natuurlik heel wat sake wat ook aandag moet kry. Daar's byvoorbeeld die hele ding van wat na vore gekom het, hoe belangrik God en die gemeente dink oor disippelskap. Maar dis langtermyn goeders. Ons sal seker maak dat niks van die langtermyn goed deurval nie. Maar wat die korttermyn ding aanbetref, die beroep van die dominee, die kerkraad donderdag aand geoordeel, dat ons moet dit verhaas. Ons moet daai proses aanjaag en nie meer te lank daarmee wag nie. En die kerkraad het toe ook sommer donderdag aand mense genomineer uit die gemeentelede, genomineer om in 'n kleiner groep by mekaar te kom, donderdag aand, en dan te kyk na al die gegevens, alles wat nou ingekom het,
deur die gesprekke en dan te probeer om 'n profiel saam te stel en hulle sal dit dan aan die kerkraad voorlê. Nou julle sal weet dat 'n mens, as jy so iets doen, dan kan jy nie 'n groot groep hê, soos ons nou die afgelope tyd gehad het, wanneer ons in gesprekke by mekaar was nie. Daarom dat die kerkraad mense genomineer het, hulle het besluit op hoe groot die groep moet wees, maar het ons besluit, of die kerkraad besluit, ons hou 4 plekke oop. Daar's dalk mense wat nou nie genomineer is en wie die kerkraad nie gedink het nie, wat hier so sit, wat ook graag sou wou. Kom deelneem aan daai gesprek waar ons gaan probeer om 'n profiel te bepaal van die dominee wat ons moet beroep. So as daar van julle is wat graag nog deel van daai gesprek wil wees, kontak my asseblief nog vandag. Want ek wil graag dat die mense die inligting het, jy weet, en daarna kan kyk. Maar julle is baie welkom as jy sou wou deel wees van daai groep om vir my te kontak. Soos wat ons kort nog, of ons het 4 plekke oopgehou, so die eerste 4 wat kom, eerste 4 name, raak aan net deel van die groep. Baie dankie julle, weer ek net baie dankie vir al die lekker kuier rondom die proses en die goeders daar rondom. Dankie Hendrik. Julle, lang gelede, ek my net self hier ontrafel. Lang gelede, in die gemeente was daar 'n voorstelle bussie in die portaal. En by geleentheid kry ons daar 'n briefie in van iemand wat sê die gemiddelde lidmaat van Windhoek Oos het 'n bo-gemiddelde IQ. Moet asseblief nie dieselfde stories oor en oor vertel nie. Nou die volgende storie is nogal 'n langerige storie. Het ek al verskriklik baie vertel. As julle agterkom, ek begin dit minder vertel, wys my asseblief daarop. Want dit is 'n baie goeie storie. Professor Fliptron, wat vir my dogmatiek gegee het, vir wie ek die wêreldse waardering gehad het vir ons in die spesiesklas, ek het in dogmatiek gespesialiseer vir wat dit werd is, vertel eendag dat as 'n mens, uitgesê, omdat die aarde rond is, kan 'n mens met iets regs begin en links eindig. Nou, om polities korrek te wees, ou kan ook links begin en regs eindig, maar dit het niks met die saak te doen nie. Die konteks waarin hy dit gesê het, was die van geestelike hoogmoed. Hy het gesê dat hy het in sy lewe nog nooit oor geestelike hoogmoed kon dink, of met geestelike hoogmoed te doen kon hê, wat nie begin het by diepe toewyding aan die Here nie. Maar hy sê, omdat die aarde rond is, kan daai toewyding, dit kan jou om die aarde vat. En dit bring jou op 'n plek waar jy baie naby aan die teenoorgestelde is as wat jy behoort te wees. Jy kan by diepe toewyding begin en uiteindelik eindig by geestelike hoogmoed. En dan sê hy, wat dan gebeur, is 'n mens begin jou afskei van ander. Of soos iemand by geleentheid vir my gesê het, dis dan nie tyd wat die mense uit die kerk uit begin bekeer. Want jy weet net soveel beter as die ander. Jy kan eintlik nie meer met hulle saam dink nie. Jy kan nie dink dat daar nog iemand is wat so vasgeverf is in so 'n manier van dink nie. Jy praat ook so, tree so op, asof daar inderdaad niemand mag wees wat tot so dink of doen nie. Uiteindelik maak ons dan met die fariseer presies wat hy met die tollenaar gemaak het toe hulle saam gaan bid het. Ons sê vir Here, baie dankie Here, dat ek nie soos die fariseer is nie. Of dat ek dalk nie meer dat ek nie soos die tollenaar is. Ek het 'n fout gemaak. ons maak
met die fariseer, soos wat hy met die tollenaar maak. Is dit reg? Dankie, weet jy. Gelukkig kan jy nie my spelling sien nie. So, maar julle het dit. Nou ek het op kweekskool 'n ou dominee se boeke persent gekry. So toe ek nog jonk was, het ek 'n rooi boekietjie gekry wat al baie oud was. Jack J. Miller. Boekie se naam was Sektekunde. Julle sal weet waaroor dit dan nog gaan. Hy het onder andere gesê dat agter elke ketter sit daar 'n waarheid. Niemand is normaalweg net verkeerd of net reg nie. Niemand gaan sit en dink van scratch af 'n liegstorie uit nie, of 'n dwaling, of 'n kettery uit nie. Hulle vat 'n deeltjie van die waarheid, 'n fraksie daarvan, en verabsoluteer dit, maak dit die volle en enigste waarheid. 'n Dwaling, sê hy, is wanneer mense begin aanspraak maak daarop dat hulle uiteindelik, en gewoonlik dan net hulle, alleen die volle waarheid besit. Asof daar iets is, soos 'n enigste en aller waarheid. Dit lyk vir my, ons moet baie versigtig wees, om vir moeilike vrae nie te gaan wegkruip agter maklike antwoorde nie. Fast thinking is dikwels 'n maklike uitkoms vir iemand wat te lui is om te dink. Iemand wat 'n kort pad vat, kies vir die weg van die minste weerstand. Fast thinking is 'n term wat 'n metode gebruik om maklik by antwoorde uit te kom, veral dan aanvaarbare antwoorde, wat meeste ander mense ook so oor dink. En veral dan as daai manier van dink soort van in 'n echo chamber van andersdenkendes baie hoog gespeel word, en jy elke dag daaraan blootgestel word, en meer daarvan leer, en dit eintlik glo, dat daardie die enigste en aller waarheid is, en dit eintlik 'n heuweltjie word, waarop jy bereid is om te sterf. Hierdie enigste en aller waarheid, waarmee ons onsself wat dikwels onderskei van die gewone ou klomp, om nou nie van die daaronder te sê nie, is wat Pieter Enns sou noem, the sin of certainty. Ons soek almal die waarheid, en daar is absoluut niks daarmee verkeerd nie, maar Pieter Enns sê, wanneer het gaan oor the preoccupation with correct thinking, verskoon die Engels, maar weet ek, kom ons van Kobabes af, the preoccupation with correct thinking, dit is waar die moeilikheid kom. Dit is daai ding wat ons om die aarde neem, dat ons uiteindelik op 'n teenoorgestelde plek is as wat ons bedoel het om te wees. Want 'n mens kan te reg wees. Die waarheid gaan dikwels oor meer as om argument of selfs 'n feit te wen. Want correct thinking gaan oor beliefs, gaan oor die regte beliefs, terwyl ons verhouding met God oor trust gaan. Eens gaan self so ver om te sê, wanneer hy sy Bybel lees, dan in sy kop, elke keer wat hy daar staan belief, verander hy dit na trust toe. Want trust sê, is die ding, nie of ek reg of verkeerd glo nie. Daai correct thinking, as ou daarmee gepreoccupeerd raak, dan kan jy maklik om die aarde gaan. Weet julle waar het ek die beste gekliek? Toe ek in ICU sit, langs ons dogter se bed, en die dokter vir jou sê, sy weet nie of sy dit gaan maak nie. Kom ek sê waarin ek die minste gedink het, was correct thinking. Ding wat my deurgedra het, was trust. Hoe ek geglo het, op watter heuweltjie ek wil sterf, op watter rand saakie ek wil fokus, daai was nie vir my nie. Trust was die ding wat my deurgedra het, nie correct thinking nie. Mense, hou asseblief hierdie in gedagte, wanneer ons die teks lees, dan kry julle weer 'n preek. Kom ons hoorgraad vraag. Ons gaan 'n liedjie sing.
Behold how good and how pleasant it is for God's children to dwell together. Waar staan dit in die Bybel? Dis 'n psalm. Wie wil raai? Dis die psalm van die week, afgelope week dink ek. Wie wil raai? Psalm 133. Skuld jou marshmallow. Psalm 133, nee. Kom ons staan. Behold how good and how pleasant it is for God's children to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for God's children to dwell together in unity, to dwell in unity. In unity, to dwell in unity. Dis goed en mooi om in eenheid te leef met mekaar as God se liggaam. Dis goed en mooi om in eenheid te leef met mekaar as God se liggaam. Tot ons is een deur sy gees. Ons is een deur sy gees. Dis goed en mooi om in eenheid te leef met mekaar as God se liggaam. Dis goed en mooi om in eenheid te leef met mekaar as God se liggaam. Ons is een deur sy gees. Ons is een deur sy gees. Behold how good and how pleasant it is for God's children to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for God's children to dwell together. Dankie, julle kan maar sit. Mense, baie welkom by die erediens. Mense wat dit vir vandag by ons kuier. Ons wil vir julle 'n persentjie gee. Hier's kuiergaste. Wie gaan gou vir hulle uitdeel? Wie gaan gou vir hulle welkom sê? Julle kan maar kom, almal kom wat wil. Nog iemand? Stefan, sal jy Johan, kan sommer self sap julle twee saam, ons oupa en ouma. Lekker. O, dis so lekker dat julle by ons kuier. Hoor, baie welkom. Julle kan net by my staan. Miskien moet ons vra of iemand vinnige marshmallow wil hê, net omdat dit paastyd is. As iemand vir 'n marshmallow, Koos moet een kry, want Koos het reg geantwoord. Julle kan meer as een van dat julle sommer so vir die mense uit soos wat julle lus het langs die pad. En jy is allemaal gelukkig vir jy kom tussen dit pink is. Ek hou van die pink is baie meer as die wit is. Kijk maar, dit is goed, die verscheidenheid helpt toch. Ag, is 'n groot plesier hoor. Wie gaan vir hom Koos gee? Kyk gou daar, Koos, wys gou daar in die middel. Baie dankie, my skat. Julle is baie lekker dat julle by ons kuier. Onthou tog hoe dit die werk. Lekker koppie tee en al die tyd onder in die saal met iets om die tee mee af te sluk, dat ons tog baie help. Mense wat elektronies by ons ingeskakel is, baie welkom by die erediens. Dit is baie lekker dat julle saam met ons kuier. Mense, dit is Paastyd. 'n wonderlike tyd van die kerkjaar, 'n vrolike tyd. Ons sing vrolike liedjies. Ons klere is vrolik.
Want Jesus lewe. Wat kan nou beter nuus wees as dit? En daarom is daar vir Paastyd is daar nie 'n simbool nie, daar is nie 'n duif of 'n kruis of 'n kroon of 'n ding nie. Ons lewe is die simbool. Nou om by te dra tot die vrolikheid van die tyd, die vroeë kerk begin met die gewoonte om in die hele Paastyd elke Sondag 'n grappie te vertel. Ek het nie 'n grappie gebring om te vertel nie. Hier het 'n grap opgedaag. Julle sal my nie glo nie. Ons familietjie is vandag op die datum 35 jaar by Windhoek-Oos. As jy nou 'n groter grap soek as dit, onthou net, ons is op 1 April, hulle weet, ons het 14 begin werk, maar die kerk het gesê, kom ons stel hierdie ou tog op die 1 April aan, want hy lyk vir ons baie geskik vir 'n April Fool. So, maar dis, weet, so dis vir ons, ek kan, baie dankie mense, en baie geluk, regtig waar, julle kan julle self op die skouer klop, dis 35, wie was 35 jaar terug hierso? Daar is hy, heerlik om julle te sien. Dani Kruiven het by geleentheid gesê, hy het sonder enige vyande gesterf, want hy het almal oorleef. So, nee, kom ek vertel julle 'n storie, wat dalk help met die vrolikheid van die tyd. Ons was nou by die groot dae, ons familie, weet Afrika het vir ons kom kuier en so aan, ons kuier toe in die Caprivi. Nou stap ons daar op 'n plek. Hulle boer mos daar, ek kan glad nie dit verstaan, hulle boer mos met bergbokkies. Ek weet nie hoekom hou ou so ding aan, jy kan vir jou konyn ook aanhou. Maar hulle boer met bergbokkies, en dit is mos cute. Nou stap ons daar, en ons kom daar op 'n plek af, wat daar so gat in die grond, maar 'n lekker groot gat. Nou wonder ons oor die gat in die kinders, waaroor wonder hulle? Hulle wonder hoe diep is hierdie gat. Nou hoe kom ons nou agter hoe diep is die gat? Maak 'n plan. Daar lê 'n klip, nee, omtrent hierdie size. Nou is die klip daar, nou rol ons om, oor die wal, en dan iemand gaan nou tel, dit 1 banana, 2 banana. Ons wil nou tel hoe lank val hy. In ons rol, en ons begin 1 banana, 2 banana, goep, hoor ons die klip is nou onder. Die volgende oomblik kom daar een van daai bergbokkies, hier maar aangehardloop, met 'n verskriklike spoed, by ons verby, en hy skop eerste, agter daai klip in die gat in. Ons het nie 'n klou wat aangaan nie. Terwyl ons so staan, en wonder ons, liewe aarde, wat is besig om te gebeur? Kom daar een van die locals aan, hy sê, julle het nie vandag my bok gesien nie. Ek sê, wat se bok? Hy sê, so bergbok, hy sê nie, hy sê, jou bok? Hy sê, ja, ek het hom gister hier aan die klip vastgemaak. Julle, kom ons staan en sing ons die volgende 2 liedere asseblief.
dis omdat U leef, dis omdat U leef. Dat ek leef, want Jesus leef in my. Ek leef, want sonde bevry. Ek leef, want Jesus leef in my. Ek leef, om hom te aanbid. Dankie Jesus, dis omdat U leef, dis omdat U leef, dis omdat U leef. Dat ek leef, want Jesus leef in my. Ek leef, om hom te aanbid. Baie dankie. Julle terwyl die musikante gaan sit, kom ons maak die Bybels oop. Wie is weer vanoggend 'n magtige dreuning hier binne. Daar is hy. 1 Johannes 3. Ons lees soos 'n teks vir vandag. Terwille van die mense wat by ons kuier en dalk ingeskakel is, ons maak die Bybel op die punt oop om te sê dat hierdie byeenkoms staan die teken daarvan dat God met ons kom praat. So dis 'n simboliese handeling daarvan. So ons hou die Bybel oop, ons gaan nou net daar uit lees. Julle kom ons stop, dan sit ons net 'n bietjie by die Here. Kom net tot rus. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saam woon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg, wat op die berge val by Sion, waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Amen. Julle, die Here Jesus is opgestaan uit die doodheid, deur die Gees vanoggend by ons teenwoordig. Hy groet ons met die woorde waarmee hy sy disippels die heel eerste keer gegroet het. Vrede vir julle. Kom ons sit so dan bid ons saam asseblief. Vader, Seun, Heilige Gees, baie dankie dat ons in 'n feesatmosfeer die teks kan lees. Want Here, ons weet dat hierdie evangelie 'n stuk goeie nuus is vir die kerk, ook vir vandag. Hier en daar, Here, word ons aangespreek. Maar ons word aangespreek deur ons te herinner aan die goeie nuus. Die goeie nuus wat ons baie keer vergeet. Dankie vir eredienste, dankie vir geleenthede waar ons mekaar kan herinner aan die groot dade van God, waarvan die opstanding die enkele grootste daad ooit is. Seën hierdie woorde, Here, laat dit groei op ons harte, op ons verstand, maar veral dan ook op ons hande en op ons voete. Amen. Julle hoofstuk 3, vers 1 tot 7, ek gaan sommer tot by vers 10 lees. Mens kan ook 'n bietjie vroeër begin lees het, maar ons lees van vers 1 af. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Dan is daar 'n dubbelpunt. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien, soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers 'n oortreding van die wet van God. Julle weet tog dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie.
Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy 'n kind van God is. Hieraan is dit duidelik die kinders van God en die kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Julle, tot sover die teks van vandag. Ek en David onderhandel en besluit dat verlede week se prentjie hy bly vir hierdie week ook. So, julle, ons het nou daar gelees en julle het saam met my dit gehoor. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. En 'n bietjie verder, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie. Ek het nogal gewonder, die ouens wat nou hierdie briefie kry, hoe voel hulle? Hoe kan hierdie vir hulle soos evangelie klink? Dit het hulle baie ongemaklik gemaak. Dit is amper soos wanneer jou 3-jarige kind by jou aangestorm kom, sê ek het met toon gestamp, die naal staan soos mekaar se bonnet oop, en dan sê jy vir hom, jy moet kyk waar jy loop. Iets daarvan. Want ons weet wat van die gemeente geld, wat van die gemeente waar is dat daar geweldige spanning in die gemeente was. Geweldige konflik, gewellige tweespalk onder gemeentelede, want 'n groot groep het geglo dat Jesus nie eintlik gekom het nie, dat hy nie die Seun van God is nie, soos wat die gemeente aanspraak maak daarop nie. Johannes praat van hulle as dwaalleraars. Hulle het 'n manier van oor sonde gedink asof dit is eintlik iets ernstig nie, want jy gaan kyk net uit die wet en dan kyk jy jouself en sê okay, ek is okay. Hulle het inteendeel het gesê hulle is sondeloos, hulle het geen sonde meer nie. En dit het natuurlik 'n bepaalde manier van lewe tot gevolg gehad wat meer van hulle teologie verklap het as van hulle lewe natuurlik. Het ons verlede Sondag dan ook gesien dat as 'n mens vir Jesus nie ernstig opneem nie, dan sukkel 'n mens om die sonde ernstig op te neem. En as 'n mens die sonde nie ernstig opneem nie, is dit waarskynlik reeds 'n teken dat ons vir Jesus nie ernstig opneem nie. So, die noodwendige tree wat gevolg het op hierdie tipe van teologie van ons is goed genoeg, ons weet beter, ons het gearriveer, was inderdaad om hulle nie van die sonde af te skei nie, maar hulle ook van die sondaars af te skei. En daarom was daar 'n groep mense wat geoordeel het, hulle kan nie meer saamgaan met die gemeente nie, hulle kan nie meer daaroor leef nie. Hulle moet afskei. Hulle moet waai. Want hulle het so met die hemel besig geraak, dat hulle vergeet het, hulle voete is dalk nog 'n bietjie op die aarde. Hulle het God so lief gehad, hulle toewyding was so erg, dat hulle hierdie verbondenheid aan God so hoog geag het, dat dit uiteindelik die verbondenheid aan mekaar soort van oorskadu het. Dat hulle die goed van mekaar losgemaak het, dit eintlik kon sê, jy kan vir God regtig lief hê, sonder om jou broers en susters regtig lief te hê. Asof dit twee aparte goed is, wat jy nie gelyk in die lig moet hou, terwyl ons verlede Sondag gesien het, dit is eintlik net een saak. Daarom praat Jesus ook van die enigste of die eerste gebod, al twee hierdie goed. Hulle het net geoordeel dat dit moontlik is om vir God so lief te kan hê, sonder jou broers en susters, sonder jou bloedfamilie nie. Hulle het ook as hulle plig gesien om afstand te skep. Om te sê, ons moet nie toelaat dat hierdie mense se sonde, hulle eie slegheid, op ons afgee verder nie. So ons moet 'n bietjie wegstaan, ons moet 'n bietjie wegtree. En hoe dieper hulle gegroei het in hierdie toewyding aan die Here, hoe meer het dit hulle verbintenis aan mekaar
weggekalwe en weggekalwe en weggekalwe, totdat hulle by die punt gekom het en gesê, maak geen sin meer om deel van hierdie geloofsgemeenskap te kan wees nie. Die regte ding om nou te doen, is om te waai. En te sê, correct thinking, het ons gebring by 'n punt, waar ons 'n move moet maak. Ons kan nie meer anders nie. En sou gesê het, dit is the sin of certainty, want die aarde is mos rond. Wat by hierdie mense begin het, by diepe toewyding, oortuiging van 'n diepe, intieme verhouding met die Here, het omgegaan. Uiteindelik geëindig by 'n plek, waar die mense voel, ons is toch 'n bietjie beter, as die ander, en uiteindelik, ons kan nie verder, deel van hierdie gemeenskap wees nie. Nou, dan skryf Johannes vir hierdie gemeenskap 'n briefie, maar hy skryf vir die ouens wat agtergebly het, mos nou. Of agtergelos is miskien 'n beter woord. Hy praat met 'n klomp gebroke, 'n klomp seer, 'n klomp stikkende mense, wat geestelik verskriklike lae selfvertroue begin kry het, wat hulle begin wonder oor hulle eie geloof, wonder oor hulle eie toewyding, want hulle hoor heeltyd dat hulle nog nie gearriveer is nie. Hulle het nog 'n entjie om te gaan. Hulle word in kampe waarskynlik gejaag, kry labels om die nek, wat sê wie jy is, wat onomwonde sê wie het gearriveer en wie nog nie. Vir die ons hou die hulle op met bestaan, sodat die hulle heeltemal oorbodig word. En kontak met hulle as sonde afgemaak word. Die gemeente, die agtergeblewenes, het geestelik minderwaardigheid begin word. Wonder, wat alles het hulle nie nou al verkeerd gedoen nie. Vir hulle skryf Johannes dan hierdie briefie. Nou is het interessant, die slim ouens wat die goed is baie beter as ek verstaan, vir al die Grieks, sê dit is baie opvallend in 1 Johannes, dat die vorm van die werkwoorde wat Johannes gebruik, is omtrent deurgangs wat ons noem indikatiewe vorme, en nie imperatiewe vorm nie. Indikatiewe vorm beteken, dis iets wat verklaar, wat sê, wat klaar waar is, wat vasstaan soos 'n koei. Terwyl imperatief mos nou opdragte is. Indikatief beteken, dit gaan nie in Johannes se brief oor 'n klomp goed wat jy moet gaan doen om reg te kom nie. Dis wees goed waaroor hy skryf. Die klem val nie op die imperatief, wat sê jy het 'n lysie om te gaan aftik nie. Maar die klem val op dit wat reeds van jou geld, wat reeds van jou waar is. Johannes bemoedig die gemeente deur hulle daaraan te herinner wie hulle reeds is, wie Jesus hulle klaar reeds gemaak het. Dan sê hy, die allerbelangrikste ding wat julle van julleself moet weet, dit wat reeds, of sal ek sê steeds, van julle geld, is dat julle kinders van God is. Nie gaan word nie, julle is dit. Kyk wat 'n groot liefde God aan ons bewys het, dubbelpunt. Hy noem ons kinders van God. Die uitdrukking, kyk watter, beskryf wat die slim ouens sê, die kwalitatiewe aard van God se liefde vir ons. Letterlik staan daar, 'n liefde van watter land? Van watter land is hierdie liefde? Ons sou gesê, dis 'n liefde uit 'n ander wêreld, sou mense dit kon vertaal. Dit druk 'n vreemde, misterieuse aard van God se liefde uit. Dit is liefde wat gans anders is as enige ander liefde in hierdie wêreld. Dis onvoorstelbaar, dis onbeskryflik. Dit is groot in terme van kwaliteit, is groot in terme van kwantiteit. Hierdie God sê vir hulle, julle is kinders van my.
Kinders hier, dui letterlik op 'n tegniese term, wat dui op 'n geheiligde hemelse verbintenis, wat God met sy kinders aangegaan het. In hierdie gemeenskap, hierdie kindskap, word vanuit die hemel aan hulle toegesê. Jy is dit nie omdat jy dit verwerk het in 'n ander imperatief nie. Dis 'n geskenk van bo, dis 'n indikatief. Dit staan vas en seker. Dit bepaal dan ook die gemeente se diepste identiteit. Dit is wie hulle is. Nie 'n doen ding nie, maar 'n identiteitsding. Dis waaruit ons lewe. Nie oor goed wat ons doen nie, maar wie ons is. Kind van God. Die ultimate van God se liefde. As God jou sy kind noem, kan ander mense maar sê net wat hulle wil. As iets of iemand jou ooit laat wonder oor God se liefde, moenie nie gaan kyk wat jy doen nie. Vra wie jy is. Kind van God, en dan sê jy net so om seker te maak, julle is dit ook inderdaad. Ja, die wêreld niks hiervan verstaan nie, dis okay. Hoe kan hulle nou? Want dit is 'n mysterieuse besigheid. Want God kom dan, hy kom sê dit toe, hy kom skenk dit. Maar dis nie die punt nie. Vir ons is dit die anker in ons lewe. Dis die diepste inhoud van ons hoop. Dis die ding wat ons laat opstaan môre en oormôre. Dis die ding wat ons hart laat klop in ons verhouding saam met die Here en met mekaar. Ons weet in die hospitaal sê mense baie graag, waar daar lewe is daar hoop. En dit is heeltemal goed en reg so, veral vir 'n hospitaal. Daar is meer van waar. Ons weet ook, waar daar hoop is daar lewe. En nie die hoop lê in wat Jesus vir ons kom doen het, toe hy ons sy kinders kom maak het. Lê buite onsself, buite dit wat ons kan doen of nie doen nie. Dit lê in wat God in Jesus klaar gedoen het. Hy het van sondaars sy kinders kom maak. Deur die kruisiging en deur die opstanding tot 'n nuwe lewe. En dit is die evangelie. Dis die goeie nuus wat Johannes vir hierdie gemeente skryf. Nou, mense sou nou maklik kon amen sê, hulle sê, dit is regtig baie mooi en so. Weet, 2000 jaar terug, het dit ook gegeld vir 'n dorpie daar, weet iewers in die Midde-Ooste, of wie ook al, waar ook al, niemand weet eintlik nie. Maar dankie tog. Ek dink die teendeel is waar. In die moderne geskiedenis, ek praat van moderne geskiedenis, net gister of vandag nie, lyk dit vir my asof die grootste skade aan die kerk of aan gemeentes aangerig word, nie deur aanvalle en goeters van buite af nie, maar van binne af. Nie die duiwel en sy trawante nie, maar dikwels broers en susters wat oor randsake, van randsake huweltjies maak, waarop hulle bereid is om te sterf. Skade wat oneindig spanning bring, tussen kollegas, tussen groepe, tussen bedieninge, tussen gemeentes, tussen die dominee in die gemeente, en wat ook al, wat 'n verleentheid vir die evangelie is. Hierdie goed kan 'n karretjie word, waarmee die duiwel van buite af in die kerk ingery kom, om die koninkryk van God skade aan te rig. En die tragiese is, min hiervan begin nie by absolute toewyding nie. Dis nie mense wat onverskillig is nie. En dit dink ek is die groot goed wat my hart breek. Wanneer toewyding van goeie en opregte mense 'n punt bereik, waar hulle om die aarde is, en gedink het, vashou, is nie meer die belangrikste nie. Correct thinking
Dis nou die ding. Dat die klein goedjies waarmee ons met mekaar saamstem en waar ons met mekaar verskil, word groter as die eintlike saak wat ons saambind, naamlik dat ons almal kinders van God gemaak is. Dis tog soveel groter, soveel belangriker as enigiets wat hierdie aarde wat hier kan gebeur. As die Here kom en hy verklaar ons sy kinders, dan is die normale verwagting is dat ons sal maak soos kinders. Dan lewe ons soos 'n kind. Dit kan tog nie anders nie. Kinders raak rebels, is interessant. Die Grieks hier, wat hier met sonde vertaal word, ek dink die 2020 vertaling praat wel van wetteloosheid. Dit is eintlik nie sonde as soos goedjies wat 'n mens doen nie. Dit gaan oor wetteloosheid. Die sonde waar hiervan gepraat word, is 'n ingesteldheid. Dis 'n posisie wat ek kom inneem teenoor God. Dis wat ek sal sê my tiener is 'n rebel. Hy bly nie huis. Hy is my kind, maar hy kom neem 'n posisie in van weerstand, van opstand. Dis waarvan hier gepraat word. So mens moet miskien die hele ding van sonde daar in vers 4 veral met wetteloosheid. Het gaan nie oor verbreeking van 'n goddelike wetjie of 'n reeltjie nie. Maar gaan oor ingesteldheid van God se houding teenoor ons, God se manier waarop hy teenoor ons optree, wat hy vir ons skenk, hoe ons daaroor dink. As ons dit minag, as ons dit nie ernstig opneem nie, as ons nie luister dat Jesus sê, daar is net een wet, dit is om God en jou naaste soos jouself lief te hê nie. As ons daai goed nie ernstig opneem nie, dan doen ons nie sonde nie, ons stel onsself op teenoor God. Ons gaan in rebellie teen God. Sonde dui op weerstand teen die uiteindelike wil van God wat in sy groot liefde sy toppunt bereik. Johannes praat bloot van die anti-Christus, anti-Jesus, wat jy is anti. Jy stel jy op teenoor hom. Die rebellie teen die wil van God is dus nie as gevolg van 'n paar sondetjies wat ek doen nie. Dis die essensie van die sonde. Rebellie is om teen die wil van God in te bly lewe. Wie aanhou sondig het hom nie gesien en ken hom nie, sê vers 6. Terwyl iemand wat 'n kind van God is, rebelleer nie meer teen God nie. As jy kind van God is, kom daar 'n nuwe gesindheid in jou hart. Jy word oorgebore, jy word 'n nuwe mens, jy word 'n kind. Nie meer 'n rebel nie, kind. Liefde vir God. Sonder liefde vir jou broers en susters. Mense is sonde. Dis wetteloosheid. Dit is rebellie teenoor God. Om jou aan te stel en te dink, ek is beter, ek is slimmer, ek is heiliger as iemand anders, is rebellie teen God. Mens sou dit ook andersom kon sê. Die simptome van ons toewyding aan God slaan uit, word sigbaar soos pokkies of wat se goeters, masels in ons verhouding met ons broers en susters in die gemeente. Liefdeloosheid is goddeloosheid. Liefdeloosheid is rebellie teenoor God. Is opstand teen God se manier van dink oor ons as sy kinders. Want God se kinders sê, maak dood eenvoudig nie so nie. Dit pas nie by hulle nie. Daarom, Gods wet, God se wil, vra al ons liefde vir hom, ons Here en ons God, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Amen.
musiekouens kan vorentoe kom, ons gaan dan 'n lied sing, terwyl ons bly sit, as 'n antwoord op hierdie teks. Here Jesus, as ons wonder hoe die liefde lyk, dan kyk ons vir U. U het U lewe daarvoor afgelê. En toe die graf oop is, Here, het daar 'n nuwe lewe opgestaan. U lewe, wat ook ons lewe kom word het. 'n lewe van hoop, 'n lewe van liefde. Here, as daar mense is wat ons oor wil skinder, laat hulle asseblief oor ons liefde vir mekaar en ons liefde vir U skinder. Dankie Here dat ons aan mense kan dink wat U vandag baie nodig het, as mense wat in hospitale is, mense wat siek is, mense wat onder behandeling is, wat bekommerd is oor die vorentoe pad, mense wat hartseer is. Here, U ken elkeen se hoekie en elke hart, puntjie van die hart, elke stukkie seer. Dankie dat U in die groot liefde ook daar teenwoordig is. Seën vir ons, Here, en maak vir ons asseblief tot seën vir almal met wie ons te doen het. Amen. Here, kom ons dien nou die Here met ons offergawes asseblief. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. This womb, You have chosen me. Love has called my name. I've been born again to Your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. You split the sea so we could walk right through it. Our sins are drowned in perfect love. You
rescued us and we will stand and sing. We are your children, God. You split the sea so we could walk right through it. Our sins are drowned in perfect love. You rescued us and we will stand and sing. We are your children, God. We're no longer slaves to sin. We are your children, God. We're no longer the slaves to sin. We are your children, God. Iemand vir die kanselbybel? Iemand wat dalk die kanselbybel vir die week wil huis toe vat? Iemand nie, is reg. Junior X en Junior Katagese. Ons gaan net so 'n bietjie bene rek en vinnige tietjie vat, so 15:15 se kant, 10:00, dan lei ons die klok. Kom ons almal hier by mekaar. Junior X on public demand skuif nou van sonnaande op na sonoggende toe, so ons begin sommer vandag. Dan een van die goed wat die gemeente se analise uitgewys het, is dat ons eintlik soos gewoonlik swak vaar met kommunikasie. Ons sukkel ontsettend met e-posse, want elke ding wat 'n mens stuur is mos spam, as hy bietjie meer word, so jy moet nou, so ons wil e-posse probeer minder maak, maar dan het ons WhatsApps nodig. As jy nie elke week, elke dag, ten minste elke dag, 'n boodskap van die gemeente afkry op WhatsApp nie, kontak asseblief vir Marita, dat ons vir jou op die lys sit, laat jy kan bybly by die goed wat in die gemeente aan die gang is. Ek weet daar is baie mense met baie groepe, ons probeer regtig waarom nie mense onnodig moeg te maak met onnodige inligting nie, maar dit sal tog vir ons help. En dis ek weet nie wat noem jy daai ding nie, maar mense kan nie daar met mekaar praat nie. So, moenie daaroor bekommerd wees dat ouens weet, daai pink prentjies vir julle sal stuur elke dag nie. So, kontak asseblief van Marita, want die gemeente se selfoonnommer moet eers op jou telefoon wees, voordat ons kan, as ek reg is, nê? Okay. Julle, kom ons staan vir ons laaste lied asseblief. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here, hy het klaar ons weg gebaan. Die Heer oor al wat lewe, kom alles van my vra. Kom dra jouself verloone, jou kruis en volg my na. Is daar 'n blyer boodskap, wat kan mens meer verwag? Wie met die Here sterwe, herleef ook deur sy krag. Julle, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Mooi week vir julle oor.
sin. I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. You split the sea so we could walk right through it. Our sins are drowned in perfect love. You rescued us and we will stand and sing. We are your children, God. You split the sea so we could walk right through it. Our sins are drowned in perfect love. You rescued us and we will stand and sing. We are your children, God. We're no longer the slaves to sin. We are your children, God. We're no longer the slaves to sin. We are your children, God. Jan, zet ons af. Bosveld, Jan. Hij maakt ons uit af. Dat is net af. Jan, zal je ons afzetten, alsjeblieft?